Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met u hier te kan wees in hierdie oggend. Ons bid dat dit wat hier gebeur sal strek tot eer en verheerliking van God se naam. Geliefdes, as voorsang kan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 267. Gesang 267. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou en ons gaan sing vers 1, 2 en 4. Gesang 267 vers 1, 2 en 4. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed waarna ons saam gaan sing die Onse Vader. Ons gaan die Onse Vader staande saam sing waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën. En na die seën gaan ons saam sing Gesang 241. Gesang 241, daarvan al drie die verse as lofsang in hierdie oggend waarna u plekke kan inneem. Gesang 241, al drie die verse as lofsang na die seën. Maar kom ons word dan nou eers stil voor die Here in gebed. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat ons dit opgeteken vind in Eksodus 20, en nadat ons na die wet geluister het, gaan ons as skuldbelydenis in hierdie oggend saam sing Gesang 75. Gesang 75 daarvan vers 1 en vers 2, en nadat ons geloof bely het, gaan ons saam sing Gesang 84. Gesang 84 daarvan die tweede en die derde vers. Gesang 84 vers 2 en vers 3, nadat ons geloof bely het, en na die wet, Gesang 75 vers 1 en vers 2. Geliefdes, kom ons luister na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefde, in Spreuke 28 vers 13 sê die Here, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. Daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat die losprys vir ons as mens betaal het deur sy seun Jesus te stuur om aan die kruis te sterf. En daarom kan ons in hierdie oggend ook ons geloof bely in die drie-enige God, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, vanoggend spreek die Here met ons uit twee gedeeltes uit die Bybel uit. Die eerste wat ons gaan saam lees is Johannes 12. Johannes 12 en ons gaan lees vanaf vers 1. Die opskrif is Maria salf die voete van Jesus. Johannes 12 en ons lees vanaf vers 1. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf. En sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie?
En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehaat het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan. Sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was en het gekom nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Geliefdes, en dan lees ons Matteus 26. Matteus 26, daar gaan ons 3 verse lees vanaf vers 14. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer? En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons in hierdie oggend voor U mag staan. Here, dat ons loflied kan laat opprys na die hemel. Ja, ons loof en prys U deurentyd vir U groot genade wat U aan ons getoon het. Dat U seun gestuur het om mens te word. Ons alles gelyk afgesien van die sonde, Here, dat hy uiteindelik die prys betaal het om aan die kruis te sterf vir ons. Here, maar gee dat ons vandag in hierdie erediens ook ondersoek sal doen. Here, dat ons na die hart sal kyk van onsself en Here sal weeg. Wat is die prys wat ons daarop plaas om die dinge van hierdie wêreld te doen? Wat is die prys wat ons op die verloning en verraaiing van U plaas? Here, en werk so in ons harte dat ons nie soos Lazarus sal wees nie, maar eerder soos Maria. Here, ontvou U nou vir ons die teks. Here, wys vir ons wat U vir ons wil sê. Verwyder die persoon van die prediker en spreek U self met ons, dat ons die waarheid van die woord kan inneem, Here, en dit ook kan gaan uitleef wanneer ons daar buite kom. Werk met die Gees in ons hart om ons ontvanklik te maak. Here, en werk met die Gees in ons harte dat ons dit ook sal gaan uitleef. Daarom bid ons hierdie dinge nie in onsself nie, maar ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Die Engelsman het 'n spreekwoord wat lui, everyone has a price. Dit beteken dat almal gekoop kan word vir die regte prys. En daarmee bedoel ek nie fisies gekoop kan word soos 'n slaaf wat jou eiendom word nie, maar eerder dat ek jou vir die regte prys kan kry om te doen presies wat ek wil. Ja, vir die regte prys sal mense in die mees ondraaglike omstandighede lewe en werk. Vir die regte prys sal mense die spot van hierdie wêreld verduur. Vir die regte prys sal mense die verbale afknouerye van mense aanvaar. Vir die regte prys sal ek in die slegste verhouding denkbaar bly. Vir die regte prys sal ek al my waardes prysgee. Vir die regte prys sal ek volk en land verraai. Ja, vir die regte prys sal ek selfs God vervloek. En die argument van die mense is dan, maar ek het geld nodig om te oorleef. Ek het geld nodig om brood te koop, om te eet. Ek het geld nodig om my huur te betaal. Daarom moet ek dit doen om te kan bestaan.
En is hierdie kapitalistiese standpunt van ons mense wat ons volk deursuur het en wat selfs deursyfer na ons kerk toe. Want in baie kerke gaan dit oor die een wat die hoogste en die meeste bydra lewer. Hy het regerende mag. Hy kan maak soos wat hy wil, hy kan sê wat hy wil. En daarom is die vraag wat ons vanoggend moet vra, wat is ons prys? Nou in die Bybel kry ons vanoggend te doen met twee kontrasterende persone in hierdie verband. Die eerste is 'n vrou wat Jesus salf wanneer hy daar in Betanië aan die tafel sit van 'n man met die naam Simon, 'n melaatse en 'n fariseer, en saam met Jesus is Lazarus, die vriend wat hy uit die dood uit opgewek het. En dan kom hierdie meisie. Die ander evangelies praat net van haar as vrou of self sondares, maar Johannes noem haar by die naam, dit is Maria. En Maria kom na Jesus toe met 'n albasterfles vol nardesalf. Die nardesalf was kosbare, duur salf gewees, wat geoorloof was vir konings, belangrike mense, en daarmee sou jy aan hulle die eer betoon het wat ook in daardie persoon gepas het, vir die koning of daardie belangrike een. En Johannes wys dat sy gekom het en die voete van Jesus gesalf het. Ons lees in die ander evangelies dat sy die voete gewas het en met haar eie hare afgedroog het. Lukas sê selfs dat sy die voete van Jesus gesoen het. En dan hierdie dure salf gebruik om Jesus se voete te salf. 'n Eerbetoning soos geen ander. Deur dit bring sy haarself en sy verneder haar voor die Here Jesus. Sy lê haar lewe voor hom neer om hom te verheerlik. En deur dit erken sy, hy is die koning. 'n geagte, 'n belangrike persoon. Om iemand se voete te was het diensbaarheid, onderdanigheid getoon. Maria het hier gewys dat sy die minder is en dat sy deur alles wat sy doen, alles wat sy is, Jesus wil verhewe. Sy wil hom die eer gee wat hom toekom. Daarom salf sy hom met hierdie dure kosbare salf. Hy is tog die Messias, die gesalfde. En in die oomblik lyk dit of dit die doel was met hierdie aksie. Dit lyk of Maria Jesus wil verhef deur dit wat sy doen, maar Jesus sê, daar is 'n ander rede. Sy doen dit met die oog op sy begrafnis. Ja, na die dood is mense se liggame gesalf as 'n laaste eerbetoning voordat hulle in die graf neergelê het en finaal afskeid geneem het. Die salwing het dus 'n dubbele doel gehad. Maar hierdie salwing maak vir Judas Iskariot kwaad. Nie omdat sy dit doen nie omdat sy die eer vir Jesus wil bring nie, maar omdat sy hierdie dure salf mors op Jesus. Nee, jy kon dit eerder gaan verkoop het en 300 pennings gekry daarvoor. Dit is 'n astronomiese bedrag wat gebruik kon word om die armes te versorg. Nou, om te verstaan hoeveel geld dit was, kan ons dink aan 'n dagarbeider se loon. 'n Dagarbeider het vir 'n harde dag se werk omtrent 1 penning gekry. Die olie se waarde was daarom omtrent die inkomste van 'n hele jaar se harde werk gewees. Dis belangrik dat ons besef die waarde wat die olie gehad het. Dat hierdie vrou dit gebruik het om ten koste van al die ander dinge, ten koste van die wêreldse dinge, die eer aan Jesus te bring. Dink net wat sy met al daardie geld kon doen. Sy kon 'n jaar geleef het sonder enige sorge. Of sy kon soos Judas voorstel dit gebruik het om die armes te versorg. Maar ten spyte daarvan, ten spyte van die prys wat aan daardie olie gekoppel word, gebruik sy dit om haar Here Jesus te dien en te salf. Ja, die prys wat Maria op haar verhouding met Jesus geplaas het, was so groot. Die bedrag is so groot dat sy nie eers daaraan kan dink om hierdie salf te gaan verkoop nie. Nee, sy wil die Here dien, al moet sy wat opoffer.
Aan die ander kant kry ons te doen met Judas Iskariot. En van Judas leer Johannes ons iets baie interessant. Want hy val vir Maria aan wat lyk na 'n goeie rede. Jy kon dit vir 300 pennings verkoop. Dis baie geld wat die armes kan versorg. En tog sien ons dat dit nie die rede is hoekom Judas haar aanval nie. Vers 6 sê Johannes, dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehaat het en die bydraes geneem het. Ons kan dus aflei dat die disippels het 'n beurs, 'n sentrale plek gehad waarna al die bydraes gekom het en hierdie beurs is gebruik om dan al die armes te versorg, maar Judas het beheer gehad daaroor. En Judas, die skelm wat hy is, het hierdie bydraes van die mense gevat en in sy eie sak gesteek. Ja, Johannes wys vir ons dat Judas meer as 'n dief was. Judas was geldgierig. Iets wat ons ook sien wanneer Judas vir Jesus verraai. Wanneer presies dit gebeur het, is ons oor onseker. Jy sien, Matteus wys dat dit direk na die maaltyd in Betanië is wat Judas na die owerpriesters toe gaan, maar Johannes se tydlyn lyk iets wat anders, want Johannes wys dat daarna het hy eers Jerusalem ingegaan. En nadat hy Jerusalem ingegaan het, het hy met die Grieke gepraat, hy het vir hulle vertel van hoe hy verhoog sal word, en hy het selfs weer aan tafel gesit saam met die disippels, waar hy die voete van die disippels gewas het, en voorspel het dat Judas hom sal verraai. Maar die kronologie is nie wat saak maak nie, wat belangrik is hier is dat Jesus het voorspel dat Judas hom sal verraai, en Judas het dit gedoen. Want hy gaan na die owerpriesters, en hy vra vir die prys vir die oorlewering van Jesus. 30 stukke silwer. Dit is die prys wat Judas op die lewe van Jesus gesit het. 30 stukke silwer. Nou, hoeveel geld is dit? Dit moes redelik baie gewees het. Want ons sien, nadat hy vir Jesus verraai het en Jesus gevange is en het by die punt kom waar hom wil kruisig, dan het Judas berou, hy kom terug na die owerpriesters, hy gee die geld terug, maar hulle aanvaar dit nie, want hulle sê, dit is bloedgeld. En daardie geld is genoeg om uiteindelik die pottebakker se grond te koop, wat 'n begrafplaas word vir die vreemdelinge. Dit moes dus 'n astronomiese bedrag gewees het. Hoekom het Judas vir Jesus verraai? 'n Groot debat wat in die wêreld aan die gang is, maar ons sal nie die antwoord ken nie, want ons ken nie die hart van Judas nie. Maar baie sê dat Judas so geldgierig was, dat hy net die geld gesien het wat hy kon kry. Die 30 stukke silwer sou daarom maar ver gegaan het vir Judas Iskariot, en daarom was hy bereid om vir Jesus oor te lewer, want hy het nie gedink dit sou gaan tot by die dood nie, en daarom het hy berou wanneer Jesus gekruisig word. Ander beweer weer, Judas was kwaad vir Jesus, omdat hy toegelaat het dat Maria hierdie dieresalf op hom gebruik. Judas was kwaad vir Jesus, want hy het gevoel, hy kon daardie geld in sy eie sak steek. Geldgierigheid. Maar geliefdes, die rede hoekom hy dit doen is nie belangrik nie, want God het dit so geag, dat Judas dit moes doen. Judas moes vir Jesus uitgelewer het, maak nie saak nie, maar dit wys wel dat hy 'n prys gehad het. Vir hom was dit 30 stukke silwer. Nou wat beteken dit vir ons? Geliefdes, dit moet ons dring om vanoggend die baie belangrike vraag te vra, wat is ons prys? En nou kan jy dalk sê, maar ons verkoop nie vir Jesus nie. Ons laat hom nie wees soos 'n lam wat gelei word na die slagting nie. Ons verraai nie vir Jesus dat hy aan die kruis moet hang nie, en is dit nie tog wat ons doen nie. Want elke keer as ek die sonde doen, dan veroorsaak ek dat Jesus aan die kruis moet sterf. Elke keer as ek die sonde doen, veroorsaak ek dat die regverdige oordeel van God oor my moes kom, en hy het dit op hom geneem. Die aanvaarding van mense ten koste van God se eer.
waar samesyn en vriendskap hoër geag word as die Here en selfs 'n afgod word in ons lewens, waar ons lewens so oriënteer dat ons tog net inpas by ander mense, dat ons vloek en skel en drink en al hierdie lelike goed doen. Vir watter prys? Die stories en die films wat ons deesdae kyk, waar God se naam ydelik gebruik word, waar dit gelaster word, waar God sonder eer genoem word, of daar waar haat, moord, nait uitgebeeld word, en deur dit te kyk aanvaar ons dit vir 'n uur of 2 se afskaal en ontspanning, teen watter prys, geliefdes? Ons mense wat in plaas daarvan om by die kerk te wees, eerder in malls gaan rondloop, waar ons diensknegte en diensmaagde moet werk, of daar waar sport op Sondag gespeel word en ons dit ondersteun en die dag van die Here gemaak word soos net nog 'n gewone dag, teen watter prys, geliefdes? Die ontheiliging van die huwelik, waar ons nie meer die huwelik sluit en bevestig voor die oë van God nie, maar waar ons saam lê, saam slaap, kinders kry buite die eg, en waar die huwelik wel bevestig word, waar dit 'n geleentheid is van waar mense net ontrou kan wees, teen watter prys? En so kan ons aanhou, geliefdes, elke sonde, want die verraad lyk anders. Die verraad is die sonde wat ons doen, liewe broeder en suster. Dis waar ek my rug op God draai en rebelleer, en die oorsaak is dat Jesus aan die kruis vasgeslaan moet word. En die loon van die verraad is nie net geld nie, dit is die prys wat ek op die sonde sit, en as die prys reg is, dan sal ek dit doen. Geliefdes, ek wil nooit die duiwel komplimenteer nie. Maar ek dink hy's 'n baie goeie besigheidsman. Want hy hou die mark dop, en hy sien wat die prys is, en hy betaal dit daagliks. Hy betaal die loon van die verraad elke dag, geliefdes. Daarom is die vraag, wat is jou prys? Is jy soos Judas wat gekoop word met 30 stukke silwer? Of is jy onbekostigbaar soos Maria? Die kind van die Here behoort onbekostigbaar te wees. Want jou prys was die lewe van die Here Jesus. En hy het deur sy bloed jou vrygekoop. Jy is nie meer vir die duiwel beskikbaar nie. Jy is sy eiendom. En daarom behoort ons ook die beginsel van Maria te handhaaf. Ten koste van die wêreld, ten koste van myself, sal ek die Here dien. En dit gaan beteken, ek gaan moet anders begin lewe, ek gaan moet opofferings maak, die wêreldse plesier, die tydelike plesier, gaan ek moet opgee om God te kan verheerlik. Nie om iets te kry. Want my prys was so duur, dat ek self nie eers kon bekostig nie. Maar omdat ek dankbaar is, dat hy die prys vir my betaal het. Daarom moet ek anders begin lewe, anders begin optree, anders begin wees. Omdat hy my gekoop het, en ek in sy genade kan lewe. Geliefdes, mag ons dan ook so lewe. Dat ons onbekostigbaar vir die duiwel sal wees. En mag ons in dankbaarheid gaan lewe, dat hy die dure prys vir ons betaal het. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here Hemelse Vader, Here, dankie dat U vir ons die prys betaal het. Dat ons deur U bloed vry is. Here, nie meer slawe van die sonde is nie, maar vry is om vir U te lewe. Here, en dat dit daardeur so onbekostigbaar geword het vir die duiwel, dat hy ons nie kan koop nie. Here, maar gee dat ons in ons lewens sal streef daarna
om meer soos Maria te wees, opofferend om ons liefde teenoor U te toon, om U te verheerlik. Ja, en minder soos Judas wat vir die regte prys U sal uitoorlê. Here, lei ons om in U liefde te gaan leef, vir die dankbaarheid wat U aan ons getoon het. Here, ek bid vir ons gemeente. Here, U ken elkeen van ons harte, U weet wat in ons aangaan. Here, en U weet die worsteling wat daar is. Hoe ons met die sonde in ons lewens stry en Here, hoe dit so baie gebeur dat ons tog U verraai. Ons tog verkoop. Maar gee dat ons in die worsteling sal staande bly, sodat ons U daarin kan verheerlik. Here, ek bid vir elkeen wat siek is. Here, elkeen wat vermoeid en belas is met die dinge van die wêreld. Here, dat U dit op U skouers sal neem. Dat U ons die krag sal gee om staande te bly. Here, so dink ek aan elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer is in hierdie oggend. Wees hulle naby en gee aan hulle U troos, dat ons weet dat in U hande is ons lewens. En dat ons op U kan vertrou. Here, ek bid vir ons kerkverband waar ons as ring in hierdie week ook moeilike sake hanteer, bid ons dat U vir ons ook die nodige antwoorde sal gee. Dat U die rigtingwyser sal wees, dat ons die besluite wat gemaak word ook tot eer van U sal doen, sodat U koninkryk hier op aarde uitgebrei sal word en Here, ons U naam daarin verheerlik. Here, daarom bid ek dit alles nie in onsself nie, want in onsself is ons tot niks in staat nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 114, Gesang 114, en ons gaan die eerste vers saam sing. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ons kan staan en sing ons saam Gesang 114 vers 1, waarna hy staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes.
Ek wil net so tong in die kies sê, Judas was die verkeerde voorbeeld. We moet nie die geld uit die beurs uitsteel nie. Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Ons dink aan ons voorbidding aan ons gemeente en al ons lidmate. In besonder dink ons nog aan Tannie Mariana van Sail, Koos Kamfer, Kobus Du Plessis en dan Tannie Rina Snyman. Is lekker dat Tannie vanoggend ook hier by ons is. Ons is dankbaar dat daar goeie nuus is uit die dokters uit en dat hulle weet waartoe om te gaan, maar sterkte ook vir Tannie vir die pad wat voor lê met die behandeling. Geliefdes, dan het ek so na die tyd gedink, Jessica het die week seer gekry. Sy het in 'n paal vasgehardloop en haar skouer seer gemaak, maar die plate is geneem en ons is dankbaar dat daar nie ernstige besering is nie, maar sy moet haar net selfrustig gedra, so ons dink nog aan dit. En dan sou u gesien het dat ek op die groep in die week gesit het dat ons bid vir oom Andrei van Rooyen. Hy was by ons in die gemeente vir 'n ruk lank. Oom Andrei is so ruk terug wat hy glad nie kan loop nie, seer op sy maag en alles. En hulle het nou die toetse gedoen en die toets het uitgekom, dis kolonkanker en dis terminaal. So dit gaan glad nie goed met hom nie. So dink asseblief in die gebede net aan hom nie, maar ook aan sy hele familie. Dis Tannie Christine se oë is nog steeds baie swak. Dit het basies stil gaan staan daar waar dit was, so dis nog baie moeilik om nou kos te maak en om ander het eintlik altyd alles gedoen. So die gemeente in Stella gee vir hulle op hierdie stadium baie kos en hulle ondersteun hulle baie goed daarin. So ons is dankbaar, maar dit gaan maar baie swaar. So dink asseblief in die gebede ook aan die familie. Geliefdes, dan kerkraad sake, huisbesoek buite die normaal is u welkom om my of die kerkraad te skakel en ons maak plan om so gou as moontlik by u uit te kom. Tannie Hanlie, baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Ek hoor dis dalk die laaste keer vir 'n rukkie wat Tannie saam gespeel het. Ons het lekker saam gesing. Baie dankie vir al die ure se oefening wat Tannie ingesit het en al die dinge. Dit word regtig baie waardeer en dit was lekker dat Tannie hulle hier saam met ons was. Ek hoop nie Tannie hulle gaan wegraak nie. Tannie hulle is altyd welkom hier by ons ook. En kom drink asseblief vanoggend saam met ons 'n koppie koffie. Kom kuier lekker saam met ons vanoggend asseblief dan. Geliefdes, dan kerkraadsverkiesing. Ons het antwoord gekry van oom Sakkie. Hy het ongelukkig nee gesê vir die beroep van die ampt as diaken en ek sê nee is ook soms 'n antwoord. Dit is nie net altyd 'n ja antwoord nie. So ons bid dat die Here ook hom steeds diensbaar sal maak in die koninkryk, maar dit beteken ons gaan weer deur die proses gaan en ons vra dat u asseblief so lank begin nominasies instuur. Dink so lank in die gemeente, in die wyke. Dit is oom Dries se diaken, dis PJ se wyk wat op hierdie stadium PJ gaan af. So as u dink aan iemand in die wyk, dit hoef ook nou nie net daai wyk te wees nie, maar as u dink aan iemand, stuur dit asseblief vir my en dan ek sien oom Jaco sê nee, PJ moet aanbly. En dan ouderling, oom Jaco het vanoggend kom sê hy's bereid, hy gaan staan, maar die nominasies is oop, so as u nog iemand wil nomineer vir ouderlinge in oom Doep se wyk, is u meer as welkom. Stuur dit asseblief vir my of dan vir Tannie Anel, dan hanteer ons dit so. Geliefdes, dan is daar kerkraad en ouderlingraad vergadering die 6de April. Daar sal ons dan die finale goed bevestig vir wanneer ons weer verkiesing gaan hou en so voort. So dink ook aan die gebede daar aan ons. Geliefdes, dan in ons kerkverband het ons die komende week môre aand 'n ringskommissie vergadering en Saterdag wat kom het ons 'n gesamentlike ringsvergadering waar ons in die ring van Lichtenburg sit om 'n saak wat teen 'n predikant gemaak is te hanteer. En ons vra dat u asseblief vir ons afgevaardigdes van ons gemeente, maar ook die hele ring en die ander ring sal bid dat die besluite wat gemaak sal word tot eer van God sal wees. Geliefdes, dan die kerkskiet, beplan asseblief so dat u daardie dag daar is. Dit gaan baie lekker wees. Kom skiet en kom werk lekker saam, maar voor dit het ons 'n paar pryse en donasies en goed nodig. Tannie Elsa het nou dag al vir my vertel wat se mooi goed sy gekry het en oralste, maar ons het asseblief nog 'n klomp pryse nodig. Dis gewoonlik die pryse wat baie mense trek. So waar u besigheid doen, dit wat u waar u beweeg, vra vir donasies, vra vir skenkings asseblief. Dit sal baie waardeer word. Geliefdes, dan met dit is daar die 26ste Maart, dis komende Woensdag om 11:00 sustersvergadering.
Neeman is hier in die saal, so asseblief onthou dat ons die sustervergadering het met die oog op die kerkskiet en om al die goed daar te finaliseer. Liefdes dan susters aksie, blomme en teebeerd vir die maand is week 3 en ons hou die tee nog hierdie week in die braaivertrek. Ek sal die week by die sustervergadering met die susters gesels om te kyk wat is die plan, hou ons dit daar of skuif ons dit en dan sal ons daar volgens ook ons reëlings tref. Geliefdes, verbondsonderrig is daar geen vanoggend nie. Die skole sluit hier die week wat kom, as ek reg is Vrydag, geniet die vakansie al die kinders. Ek sien toe die skool nie meer anders nie, toe is die kerk ook leeg met al die kinders. So ons moet altyd so as die kerkklok ophou, dan hou die skoolklok ook ophou. Maar geliefdes, verbondsonderrig opleiding 6de April. Ons nooi die ouers, die voogte en almal anders wat belangstel om dit by te kom woon asseblief. Dan die boodskappers vir die maand is beskikbaar. Dis 'n baie interessante een. Skepping teenoor evolusie. Ek het laasweek vir 'n bietjie uitgebrei oor die artikels wat jy daarin sal vind. Dis regtig baie interessant. Neem asseblief 'n eksemplaar en lees dit. Dan verjaarsdag vir die week, die 24ste Maart is J.W. Meyer, die 27ste Maart is dan Irina Snyman en Eduard Maree. Ons sê vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag dit vir tannie julle en vir almal 'n mooi dag en 'n mooi en geseënde nuwe jaar wees. Geliefdes, dit is die afkondigings. Ek hoop dat u 'n geseënde dag en 'n mooi week. Mag die Here u die krag gee om ook hierdie week deur te gaan en soos Maria te wees om dienend die Here ook te aanbid. Geliefdes, mooi dag. Kom drink saam 'n koppie koffie asseblief.